Môre julle, my naam is Vincent. Ek is in 2024 Desember gediagnoseer met selkarsinoom kanker. Die kanker het 'n klein seertjie op my boonste linker ooglid veroorsaak wat so groot was soos 'n kopspeld. En binne 'n maand het daai seertjie reg oor my ooglid gegroei. Dokters het vir my astronomiese kwotasies gegee om die kanker te verwyder. En ek kon regtig dit nie bekostig nie. So ek was vir 'n knieoperasie gewees, ek kon nie kar bestuur nie en 'n oom wat ek maande laas gesien het, wat ook nie geweet het van die kanker nie, het my gesmeek om te gaan kyk na 'n dak by 'n kliënt se huis. En terwyl ons so gesels het die eienaar se vrou aangestap, sy haarself aan my voorgestel en sommer direk 'n vraag gevra wat gaan op my ooglid aan. Ek het toe vir haar gesê dis kanker. En sy het gesê sy kon dit sien en dit moet dadelik verwyder word. So het die vrou uit die vertrek het geloop en dit was 'n kwessie van 2 minute teruggekom, 'n papiertjie in my hand gedruk en gesê skakel die dokter, hy skuld my 'n guns. Dieselfde middag het ek 'n afspraak gemaak en die dokter toe nog gaan sien. En die dokter het dit as ernstig beskou. Soos ons uitgestap het die dokter gesê ek moet die volgende Vrydag geopereer word. Alhoewel ek vir hom gesê het ek het nie geld nie, het hy vir my gesê ek moet gaan kyk wat se planne kan maak. Ek het maandagoggend 'n kwotasie van die dokter af gekry wat helfte goedkoper was as enige van die ander kwotasies wat ek gekry het. Dit was R75.000 gewees, alhoewel ek nie die geld gehad het nie, het 'n vriendin vir my gesê ek moet 'n backup buddy stig. En ek het die Here gesê ek gaan die ding doen, alhoewel dit baie van my trots vat en ek laat die gevolge oor in sy hande. En daai Dinsdagmiddag voor 24 uur was al die geld in die backup buddy gewees. So die operasie was nie 'n gemaklike operasie nie. Hulle moes my linkerboonste ooglid afsny. Hulle moes hom heeltemal weggooi, my onderste ooglid losgesny het en hom opgedraai het boontoe. Ek was op 'n plek gewees waar ek nie gedink het ek gaan dit maak nie. Alhoewel ek op daai plek was daar tye gewees wat ek gebid het en vir die Here gevra het, hy kan my maar net wegvat, ek kan nie meer nie. En dit het net vir my gevoel asof dinge te veel raak. Ek het 9 weke met 'n oogklap rondgeloop en my oog was toe nou toegewerk. Letterlik 'n week na die operasie het die patoloog wat toe na haar dienste vir my verniet gegee het, my geskakel en vir my vertel hoe gelukkig ek is en as ons 'n week langer gewag het dat ek my oog sou verloor omdat die kanker millimeters weg was van my oog af. Deur die hele situasie was ek gedurig op my knieë, baie met die Here geworstel en vir hom gesê ek kan nie verstaan wat aangaan nie. Ek weet nie hoekom hy my deur hierdie stryd sit nie. En gedurig het daar dinge in my lewe gebeur, goed wat die Here net skielik geopenbaar het. Plekke waar dinge net heeltemal onmoontlik gelyk het goed net gebeur. En ek sit vandag hier, ek het volle sig in my oog. My ooglid het ten volle genees. Ek het nie meer die probleme van droë oë nie, alhoewel die dokter gesê het ek gaan vir die res van my lewe 'n gel in my oog moet gooi, gebeur dit nie. En tussendeur al daai tye waar ek moed verloor het en gedink het ek gaan opgee, deeltyd op my knieë gebly en die heeltyd vir die Here gevra om my te help. En elke keer wat ek hom gevra het om my te help, is dit asof daar nuwe lewe in my ingekom het. Desember 2025 het die Here deure vir my oopgemaak wat ek nie kon droom van nie. Die deure wat hy oopgemaak het, was op so 'n punt dat ek alles wat ek agter was kon betaal. Die werk wat hy vir my gegee het was so groot, ek kon nie droom van sulke werk nie. En dit het nog steeds nie opgehou nie. Ek wil net sê die Here is amazing as jy glo in
sy beloftes en vasthou in jou geloof in hom, dan gebeur daar dinge in jou lewe wat jy nooit kan droom voor nie. Ons weet wat die Here sê en ons weet waar hy is, maar dit wat ons beleef strook nie altyd met die waarheid van sy goedheid nie. Maar 2 Korintiërs 4 vers 8 tot 10 skryf Paulus, en ek wil dit vir julle uit die boodskap lees, hy sê, ek kry dikwels swaar, maar ek is nooit mismoedig nie. Ek weet nie elke dag presies wat ek moet doen nie, is dit nie waar ons baie keer onsself bevind nie? Tog is ek nooit radeloos nie. Ek word vervolg, maar ek weet, God los my nooit alleen nie. Nou wil ek net vir 'n oomblik daar stop. Dis dieselfde man wat aktief vervolg is. Dieselfde man wat seer en pyn op hoër vlakke beleef het, kan sê, ek word vervolg, maar ek weet, God los my nooit alleen nie. Ek word onderste bo geloop, maar ek staan elke keer weer op. Net soos Jesus gelei het toe hy op aarde was, lei ek ook. Die tekens daarvan is oral aan my lyf te sien. Hy het die houe gevat. Ja, in my eie liggaam dra ek Christus se lyding en dood heeltyd met my saam. Tog is die groot krag van Jesus ook deur my liggaam aan die werk. Hoe word hierdie die realiteit van my lewe wanneer vreugde ver voel? Maar die waarheid vir jou en my vanmôre is dat vreugde kan bestaan voor ons omstandighede verbeter. Jy weet, ons behandel vreugde dikwels soos 'n termometer. Dit styg en daal bloot volgens die temperatuur van ons omstandighede. As die lewe goed gaan, dan ervaar ons vreugde. As die lewe swaar raak, dan verdwyn die vreugde. Nou ek het 'n unieke uitdaging die laaste 2-3 weke, eintlik so 'n maand terug begin beleef. Ons was besig om voor te berei vir Street Store hier so by die kerk, en op 'n stadium wou ek vinnig kyk hoe laat speel my oudste seun cricket op my telefoon, en ons is besig om op te slaan, is die Vrydag net voor Street Store. En ek kyk op my foon en ek draai hom en ek sit hom neer, en hier's 'n klomp dinge wat gebeur, hier's 'n klomp mense op die perseel, en toe ek weer terugkyk ek my selfoon weg. Nou ek weet nie van julle nie, maar my lewe is op my selfoon. En ons begin bel, ons probeer hom kry, ons bel, hy lui ten minste, na so 'n halfuur antwoord iemand die telefoon. Kelvin praat toe met die persoon, hulle toe die telefoon, hulle was al op die N14 met die telefoon, en hulle kon nie met my Apple se password en goedjies in die foon inkom nie, so toe het hulle die venster oopgemaak, om uit die kar uitgegooi, en sy het in die foon ingery met haar kar, en sy het hom gekry. Nou kom die foon terug, hy het so groot duik hier in die kant, en hy het so wit streep, en dis net belaglik, maar die skerm werk. Nou bel ek met die versekering, en ek doen 'n klomp goed met die versekering, en die versekering het stories, en lang stories kort, die laaste 2 weke is die skerm dood. So jy kan my bel, hy lui, hy doen alles perfek, die WhatsApps kom deur, ek is net in duisternis. My beursie is op my selfoon, my alles is op die selfoon. Die wonderlike ding is, hy ewe skielik besluit hy nou net, woep, daar's die skerm aan. Gaan ek in die settings in, dan maak ek seker dat hy nie kan doodgaan nie. Maar sodra jy my bel, dan sê ek mos nou lekker dom, ek vergeet, hallo, boem, daar's die skerm weer dood. Maar hier is die interessante ding, hy's gebreek, hy lyk gebreek, maar hy konnekteer nog steeds met alles wat nodig is. Die battery kan flikker op 2%. Nou moet jy weet, ek kan nie laat hy doodgaan nie, want ek kan nie weer my pin insit nie. Want as hy doodgaan, kan ek nie op die skerm kyk nie. Dit lyk of ek hom in die asblik moet gaan gooi. Maar as hy batterykrag het, gebeur daar iets ongeloofliks. Hy het ten spyte van die gebrokenheid, die volle kapasiteit om nog op die internet te wees, om nog 'n klomp goed te doen. Jy sien, by geleentheid het
Die volgende gesê, the power on the inside is completely unaffected by the mess on the inside. Jy sien, ons laat toe baie keer dat die omstandighede van buite alles beïnvloed sodat ons nie eers amper sinvol kan funksioneer nie. Wanneer ons na ons omstandighede kyk, voel dit asof vreugde baie ver is, omdat ons gebroke voel, gebroke lyk en gebroke omstandighede beleef. Maar Bybelse vreugde gaan nie daaroor om 'n foutlose uiterlike te hê nie. Ek wil dit weer sê. Bybelse vreugde gaan nie daaroor dat ek perfek moet wees, 'n foutlose uiterlike moet hê nie. Dit gaan oor die onstuitbare kragbron wat aan ons hart gekoppel is. Paulus kom en hy bevestig dit in 2 Korintiërs. Vreugde is nie die afwesigheid van moeilikheid nie. Dis nie die afwesigheid van storms nie, maar dit is in die teenwoordigheid van 'n persoon. Ek en jy word baie keer en kan baie keer tot die uiterste beproef word en steeds 'n onwankelbare vreugde hê. En Paulus se lewe het daarvan gespreek en daarom kan hy dit sê wat hy gesê het. Vandag gaan ons so 'n bietjie kuier en gesels daaroor, oor hoe vreugde kan bestaan nog voordat ons omstandighede verbeter. En ek dink die eerste is, vreugde en blydskap is gewortel in hom, in sy teenwoordigheid en nie in ons prestasie nie. 2 Korintiërs 4 vers 8 wat ons al reeds gelees het, sê in die eerste deel, ek kry dikwels swaar. Hy skets die realiteit, ons lewe in 'n gebroke wêreld, dinge gebeur in 'n gebroke wêreld. Ek kry dikwels swaar, maar ek laat nie toe dat die swaarheid my lewe beïnvloed nie, want hy sê, ek is nooit mismoedig nie. Meeste van ons het hierdie week die uitspraak van die minister fyn dopgehou. Inflasie het opgegaan, maar gelukkig het die rentekoers dieselfde gebly. Maar nou weet ons wat die impak is en ons weet van alles wat gebeur. Jy stap dalk by die werk en die werk het gesê, hierdie jaar gaan ons nie bonusse kan gee nie, daar gaan nie verhogings wees nie. En alles val in plek of daar seer nie familie, 'n familielid of 'n vriendskap en alles gaan deur ons. Maar Paulus kom en hy moedig ons aan. Ons hoef nie toe te laat dat die omstandighede dikteer hoe ons lewe geleef word nie. Want jy sien, hier is die realiteit. Ek en jy vat saam met die Here verantwoordelikheid vir ons lewe en vir die ingesteldheid van ons lewe en hoe ons dinge beleef en hoe ons dinge nie beleef nie. Jy sien, daar is nodig om 'n verskywing te kom in hoe ons dink en dinge beleef. Want ware vreugde begin wanneer ons kies om op te hou om ons sekuriteit aan veranderlike omstandighede vas te maak. Baie van ons staan in die oggend op en kyk onmiddellik na die rentekoerse en die goed. En as dit op is, het ek 'n goeie dag. As dit af is dit 'n moeilike dag. Ons kan nie ons lewe bou op veranderlikes nie. Want hier's die waarheid, die enigste onveranderlike is Jesus Christus. En hoe hy oor jou voel en oor my voel en wat hy sê oor jou en my. En wanneer hy vir jou en my sê dat ek goeie drome droom en 'n hoopvolle toekoms oor jou lewe uitspreek, dan is dit geanker nie in die plastieke en die veranderlikes van die wêreld nie, maar in 'n verhouding met hom waarin hy nooit vir jou en my ooit sal sê, jy is nie goed genoeg nie, jy behoort nie meer aan my nie. Ons is syne en hy is vir ons. Jy sien, C.S. Lewis sê, joy is the serious business of heaven. The serious business of heaven. Jy sien, hoop verander hoe ek en jy moeilikheid beleef. Ek wil weer lees en ek wil 'n paar dele aangaan. Ek kry swaar, maar ek's nie mismoedig nie. Ek weet nie elke dag presies wat ek moet doen nie. Tog is ek nooit radeloos nie. Ek word vervolg, maar ek weet God los my nie alleen nie.
Jy sien, ek en jy kan lewe in die eerlikheid van hierdie wêreld. Ons kan lewe met die eerlikheid van ons omstandighede, maar Bybelse hoop vra ons nooit om ons pyn te ontken of 'n vals glimlag op te sit nie. Paulus is eerlik oor sy verwarring en sy gebrokenheid, maar hy kom elke keer by 'n plek waar hy 'n ander perspektief kry en van 'n ander perspektief af leef. Hoop ignoreer nie die donkerte nie, maar dit weier om deur die donker verblind te word. Hoop sien verder as die onmiddellike stryd. Jy sien, ons kan vandag die storm beleef, maar hoop sê altyd, die son sal môre weer skyn. Glo ek en jy dit? Die son sal môre weer skyn. Robert J. Morgan sê, hope is the absence of suffering. It's in the presence of God. So die Here spesialiseer vanmôre in die plekke wat dood voel. 2 Korintiërs 4 vers 14 sê, want ons weet dat hy wat die Here opgewek het, ons ook deur Jesus sal opwek en saam met julle voor hom sal stel. Hierdie is vir jou en my 'n profetiese belofte, 'n belofte wat beloof dat die Here nie ons aan vergaan sal oorgee nie. Hy het sy seun nie gelos nie. Hy het sy seun opgewek. En in jou en my omstandighede wat voel of ons in 'n woestyn is, waar dit vir ons voel of ons in 'n gat is, waar dit voel of ons nooit sal uitkom nie, hy het dit alreeds gedoen. Hy gaan dit weer doen. Waar ek en jy 'n einde sien die Here 'n geleentheid vir 'n nuwe begin. Hy werk kragtig in die leë grafte van ons lewens. Dis so 'n mooi prentjie van die, ekskuus die Engelse uitdrukking, maar van die phoenix voël. Julle ken daai voël, die rooi voël wat uit die as uit opstyg. Ons sien baie keer brand en as as dood. Maar ek onthou, ek het op die Oosrand groot geword, ek het dit al 'n rukkie terug genoem, maar my pa het altyd in die wintermaande sy gras gebrand. Wie van julle se ouers het dit ook gedoen? Ja, hy is so 1 of 2. Baie van julle dalk nie op die Oosrand groot geword nie, maar die Oosrand het gebrande grasperke gehad. Want die logika in dit was, ek weet nie of dit die waarheid is nie, ons wat hulle geglo het, is dat wanneer die gras gebrand het, en dit weer begin groei, dit groener en sterker groei. So hierdie gras gaan deur 'n baie moeilike proses om aan die ander kant sterker en beter uit te kom. Jy sien, die storms van ons lewens kan ons kies om toe te laat dat dit ons verslaan, of toe te laat dat saam met hom ons deur hierdie storms gaan en sterker aan die ander kant uitkom, en toe te laat dat daardie storms, terwyl ek in die middel voel, deel van my storie word, want my lewe is 'n storie en 'n boek wat ander mense elke dag lees, en hy vertel 'n storie of van wanhoop en of van hoop. N.T. Wright het by geleentheid gesê, the resurrection of Jesus is the guarantee that God will have the last word, and that word will be life and not death. Kan jy vanmôre, wanneer jy voel jy's in die middel, kan jy vanmôre glo, die Here gaan die laaste woord hê, en nie jou omstandighede nie. Die Here se belofte gaan die waarheid wees, en nie die wêreldsinne nie. Want die opstandingskrag van God vir sy seun, deur sy seun Jesus, is daar die waarborg dat hy die laaste woord sal hê. Kan julle julleself indink hoe dit was in Israel? Ja, ons het hom doodgemaak, hy lê in die graf. Maar Jesus is besig. God is besig. En hoe mense dalk in ons lewens inspraak lewer en sê, ja, jy het gewaag, maar dit het nie gewerk nie. God
gaan die laaste woord hê. Paulus kom en hy druk amper hierdie viervoudige druk wat ons beleef en hy meet dit amper teen die krag van die opstanding. En dis baie keer die uitdrukking wat die vyand in ons lewens probeer. Paulus kom en hy sê, ons beleef druk. Dit voel vir ons of die lewe ons vasdruk. Wanneer laas, dalk nooit, en prys die Here as dit nog nooit gebeur het nie, het ons al bevraagteken, hoekom is ek hier? Staan op in die oggend, gaan werk toe. SMS kom in, salaris is in, ons het almal salaris gekry die naweek, kaching, weg is die salaris. Wat is die doel? Hierdie selfe patroon oor en oor en oor. Voel of die lewe amper die vreugde uit ons uitsuig. Het ons al so gevoel? Verwarring. Om nie te weet wat om volgende te doen nie. Moes jy al moeilike besluite gemaak het en jy het gedink dis die regte besluit en dit het nie uitgewerk soos jy gedink het nie, of jy tans besluite wat jy moet maak en jy weet nie wat om te doen nie. Vervolging. Beleef dat jy altyd aangeval of geteiken word. Het sy dit in 'n omgewing is, by die werk, in die familie, waar ook al. Platgeslaan word. Om skielik uitsprake te kry van 'n dokter, finansiële uitsprake, wat ook al dit kan wees, swaar houe te vat. Sien, as ek en jy onsself vanmôre daar bevind, onder geweldige druk, verwardheid, voel of ons nooit weer gaan opstaan nie, wil ek sê, ons is in goeie geselskap, want dis hoe Paulus gevoel het. Dis nie 'n uniekheid nie. Wanneer jy vanmôre so voel, beteken dit nie daar's foute in jou verhouding met die Here nie. Dit beteken net, ons is in goeie geselskap, en as hy dit vir Paulus kon doen, gaan hy dit vir jou en my ook doen. Hy het vanuit die loopgrawe van werklike druk geskryf. Maar hy wys vir ons, weer eens, dat hierdie is ons realiteit, maar dis nie wie ons is nie. Dis nie die waarheid van wat ons beleef. Jy sien, ek wil nie vanmôre daarby stil staan nie, maar gaan dit vinnig noem. Ons het 'n eksterne realiteit, 'n interne realiteit en 'n ewige realiteit. My eksterne realiteit sê nou vir my, dinge is sleg. Ek weet nie hoe ek deur die maand gaan kom nie. Ek weet nie hoe ek my goed gaan betaal nie. Ek weet nie wat ek nou met hierdie siekte gaan doen nie. En wat daai eksterne waarheid nou doen, is hy val my intern aan. En nou begin ek bevraagteken, hoekom gebeur hierdie met my? Hoekom kan dinge net nooit uitwerk nie? Hoekom kan ek nie gelukkig wees nie? Hoekom kan ek nie die begeerte van my hart kry nie? Ek wou so graag, en nou begin hierdie goed, die ewige realiteit van wie God is in my lewe aanval. Want nou begin ek sê, God is nie goed nie. God is nie getrou nie. God het my nie vergewe nie. God is kwaad vir my, wat het ek gedoen? So hierdie die hele aanloop in my lewe, maar Paulus kom, en hy sê, ons ontken nie die pyn nie, maar ons verwysing van hoe ons dit hanteer is anders. Ons weier eenvoudig om die pyn die laaste woord te gee. Hoekom? Want geloof kom deur die gehoor. En wanneer ek in hierdie storm is, wanneer ek in die vuur sit, wanneer ek in die woestyn is, bly ek op die karakter en die heerlikheid van die Here te fokus. En ons het laasweek gepraat oor daai liedjie, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of his glory. Want wat ek en jy aanskou, wat ek en jy bely, word wat ons leef. So hoe kyk ek en jy na ons omstandighede? Hoe beleef ons goed? Jy sien hier's 'n goddelike teenwig. Waarom het Paulus nie gebreek onder hierdie gewig nie? Omdat dieselfde opstandingskrag wat Jesus uit die graf laat opstaan het, hom aktief deur beproewing gedra het. En daardie krag deur sy Heilige Gees is alreeds aan jou en my toevertrou. Alreeds aan jou en my gegee. Ons het net nodig
om daarop te staan. En ek wil nie sê mind over matter nie, maar eerder te kies om die glas as half vol te sien as half leeg, die waarheid te praat. Ek is in hierdie omstandigheid, maar God is by magte om enigiets te doen in my situasie, en ek dank U daarvoor, Here. Ek sal nie stil staan by die stopstraat nie, ek sal my kar in rad sit en ek sal ry, want U, Here, het 'n plan vir my. En skielik, in die omstandigheid van my storm, sien ek die reënboog, want God sê vir my, hy is saam met my in die storm. Warren Wiersbe het gesê, en ek is nogal baie lief van sy goed, saam met N.T. Wright, maar hy sê, God never allows pain without a purpose. And He never leaves us in a dead end. In God's economy, every grave, every situation is a potential resurrection morning. Ons storm, ons graf, is 'n geleentheid vir die Here om vir jou en my deur te kom. En dan wil ek vanmôre sê, en met dit wil ek begin saamvat, die laaste uitspraak en die laaste woord behoort aan die Here. 2 Korintiërs 4 vers 10 sê, gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons lewe openbaar kan word. Jy sien, dit waardeur ons gaan, die wêreld waarin ons leef, dis tydelik. Dit gaan verby. Dit kan dalk baie moeilik nou wees. Dit skree dalk vrees, pyn, mislukking, eensaamheid. Maar die Here se soewereine handtekening is op jou en my lewe. Maar ons moet toelaat dat ons omstandighede nie die gesag het en dikteer om die laaste hoofstuk van ons lewe te skryf nie. Jy sien, die uiteindelike uitspraak oor jou en my word gevind in Hom. En ek weet nie van jou nie, maar nêrens wanneer ek die skrif oopmaak, sien ek, die Here dra 'n wrok oor my nie. Dat hy my nie lief het nie. Maar ek lees die verhaal van onbeperkte liefde. Een wat in my storie inklim. Een wat my storie verander. En hier's die mooi ding vanmôre. Hy het reeds jou en my slot in Hom klaar geskryf. Jou storie in Hom is klaar volbring. Want jy is syne. En jy behoort aan Hom. En hy het jou lief. En hy gaan jou nooit los, verlaat of begewe nie. En hy gaan jou in die storm die krag gee om oor die storm uit te styg. Jy sien, die storie is volbring deur die kruis en die leë graf. Omdat hy die laaste woord het, hy die waarborg gee en die herstel bring. Almal van ons ken die wêreldbekende sanger wat nie meer is nie, John Lennon van die Beatles, en hy het gesê, everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end. God gaan dit laat uitwerk. Ons omstandighede kry nie die laaste woord nie. Die Here kry die laaste woord. En ek wil jou nooi vir 'n oomblik, saam met my jou oë te sluit. En net daar waar jy is, terwyl jou oë gesluit is, as ons dalk wag, dat alles eers in ons lewe volkome reg moet wees, voordat ons vreugde gaan beleef, gaan vreugde altyd ver wees. Maar ek wil jou vanmôre aanmoedig, wend jou oë weg van die druk. Kies om weg te kyk van daardie oomblikke en rig ons oë op die beloftes van dit wat hy vir ons gesê het, wat vasgevang is in die opstanding. Ons situasie, ja, vandag kan verskriklik wees, maar vanmôre wil ek sê, ons verlosser is groter. Vertrou Hom vanmôre met die stikkende stukke, want die verhaal is nog nie verby nie. We are not despairing because we are not looking at what is seen. Ons kies om te sien wat ons nie kan sien nie.
Want die verskriklikste dinge is nie die laaste dinge nie. En ek wil jou vanmôre 'n geleentheid gee, ek wil saam met jou bid. Ek gaan jou nie vorentoe nooi nie, maar ek gaan jou wel nooi dat na die tyd, as jy gebed wil hê, is ons bedieningsspan gereed om jou persoonlik te bedien aan my regterkant. Maar as jy vanmôre sê, ek bevind myself in die middel, en alles wat jy vanmôre gesê het, is vir my so realiteit, ek hoor wat jy sê, maar ek sukkel, dan wil ek saam met jou bid. En ek gaan jou nooi, net daar waar jy is, kan jy vinnig jou hand opsteek, en jy kan hom weer laat sak, en ek gaan saam met jou bid. Dankie, ek sien, en julle kan dit weer laat sak. Julle is so welkom, baie dankie. Baie dankie. Here, jy ken vanmôre elke hart. En Here, vanmôre voel dit vir ons of vreugde ver is. Hoe beleef ons vreugde in die middel van ons storms, in die middel van ons omstandighede? Maar dan kyk ons na Paulus se lewe, die realiteit van dit wat hy kom deel het. Dit was nie net woorde wat hy geskryf het nie, dit was realiteite wat hy beleef het. Maar hy het gekies in die middel van sy slegste, om die waarheid van wie hy is, sy voorkeur, lewenshandeling te maak. Here, mag ons vanmôre in hierdie omstandighede vashou aan die waarheid van wie hy is, die onveranderlikheid van wie hy is, die feit dat hy alreeds alles in plek het, sodat ons deur hierdie storms kan gaan. Ja, somtyds beleef ons dat hy onmiddellik die storm stil. Soms beleef ons nooit storms nie, maar soms, Here, gaan ons deur storms. Maar ons is nie alleen nie. U is met ons. En U sal ons in die storms altyd naby hou, vashou en bevestig dat ons geliefd is en dat ons in U is. En ek dank U daarvoor in Jesus naam.